Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend begin ons met 'n skoon blaadjie. Ons begin vanoggend met 'n reeks deur 1 Tessalonisense. En ons sal vanoggend net die eerste 2 verse hanteer en ek wil met julle gesels oor die kerk wat 'n impak maak. Die kerk wat 'n impak maak. Verskoon tog. Maar voor ons dan nou by 1 Tessalonisense kom ons maak eers die oë toe. Hemelse Vader, baie dankie. Here, nie net vir 'n nuwe dag nie, maar ook vir 'n nuwe reeks lesse wat U vir ons uit U woord uit sal leer. Here, en ons wil vir U by voorbaat dankie sê. En ek wil vra, Here, dat U elkeen wat luister weer eens sal seën om die boodskap te kan hoor en te verstaan en om hierdie boodskap ook prakties in hulle lewens toe te pas. Here, en dan vra ek U weer eens, raak tog my lippe aan, Here, spreek U tog deur my, sodat dit U woord is en U waarheid is wat ek deel en niks of niemand anders sê. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Geliefdes, ek is dikwels getuister deur die gedagte dat die kerk hier in Nieuwraas, as dit sou ophou bestaan, dat die dorp dit nie sou mis nie, want die kerk het nie veel impak hier gemaak nie. Hulle sou dalk wonder hoekom daar dan nou 'n gebou leeg staan, en uiteindelik sal hulle waarskynlik dit in 'n dalk 'n oulike koffiewinkel of 'n kroeg of wat ook al omskep. Maar hulle sou nie veel oor ons vertrek dink nie, want ons het nie regtig die lewe van hierdie dorp op enige ooglopende manier verander nie. Maar dit kon nie van die Tessalonisense se kerk gesê word nie, want toe dit begin het die vyandige oppositie sommige van die nuwe gelowiges voor die stadsamptenare gesleep met die beskuldiging, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom in Handelinge 17 vers 6. En daai nuwe kerk het so impak gemaak, nie net in daardie stad nie, maar ook in die omliggende gebied, dat mense aan Paulus teruggerapporteer het oor die dramatiese veranderinge wat met hierdie gelowiges plaasgevind het. En ons sien dit in verse 7 tot 9. En ja, dit was nie 'n perfekte kerk nie. En daar was nog nooit so iets nie. Maar dit is die enigste kerk in die Nuwe Testament waarvan Paulus as 'n positiewe voorbeeld vir ander kerke praat, soos ons in vers 7 sien. En hierdie kerk het ontstaan iewers in 49 of 50 na Christus, toe Paulus en sy metgeselle Silas en Timotheus hierdie stad van ongeveer 200.000 mense op sy tweede sendingreis besoek het. En hy en Silas was pas onregverdig geslaan en in die tronk in Filippi gegooi, waar God hulle gebruik het om die eerste kerk op Europese bodem te stig. Na die aardbewing en die bekering van die Filippensiese tronkbewaarder het die stadsamptenare hulle gesmeek om tog net te vertrek. En dis het hulle weswaarts langs die Ignatiese weg getrek, ongeveer 160 km na hierdie groot stad, wat die hoofstad vir een van 4 distrikte in Macedonië was. En dit het plaaslike autonomie as 'n Romeinse kolonie geniet en dit was die welvarendste stad in Macedonië. En anders as Filippi was daar genoeg Jode in Thessalonika om 'n sinagoge te regverdig. En as 'n besoekende rabbi opgelei onder die bekende Gamaliel, is Paulus toegelaat om te praat wat hy vir 3 agtereenvolgende sabbate gedoen het, volgens Handelinge 17 vers 3. En dan sê dit, en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. Gevolglik is sommige van die Jode oortuig, saam met baie godvreesende Grieke en 'n aantal van die vooraanstaande vroue, soos ons in vers 4 van Handelinge 17 sien. En ons weet nie presies hoe lank Paulus in Thessalonika gebly het nie, dit kon so kort as 'n maand gewees het, gesien in die lig van die 3 sabbate, of die 3 sabbate kon dalk slegs na sy bediening in die sinagoge verwys, wat gevolg is deur 'n langer tyd van prediking
aan die heidene. En Paulus noem sy voorbeeld van werk in sy ambag toe hy onder hulle was in 1 Tessalonisense 2 vers 9 en dan praat hy weer daarvan in 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 9. En dit dui waarskynlik 'n langer verblyf aan. En hy het meer as een keer finansiële hulp van die Filippense ontvang terwyl hy in Thessalonika was, volgens Filippense 4 vers 16, wat ook 'n rukkie sou geneem het om by hom uit te kom. So die diepte van leerstellinge leer waaraan Paulus in hierdie brief herinner, en dit lyk ook te veel om in 'n maand in te prop. En dit lyk asof Paulus 'n paar manne as leiers aangewys het voordat hy vertrek het, soos ons in hoofstuk 5 vers 12 sien. So waarskynlik was hy dalk 'n paar maande daar. Maar ons sien dat na rukkie uit jaloesie die Jode wat nie geglo het nie, 'n oproer gevorm het, die stad in oproer gebring. En hulle het die huis van 'n nuwe gelowige met die naam Jason aangeval, omdat hulle gedink het dat hulle Paulus en sy metgeselle binne hierdie huis sou vind. En toe hulle nie vind nie, het hulle Jason en 'n paar ander gelowiges voor die stadsowerhede gesleep met die klag dat hulle hierdie wêreld ontstellende vreemdelinge verwelkom het, wat hulle beweer het in vers 7 van Handelinge 17, almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. Maar gelukkig het die amptenare kalm gereageer deur 'n pand of dan 'n borgtog van Jason te neem en hom vry te laat. Maar om verdere moeilikheid te vermy, het die kerk Paulus en Silas in die nag na Berea gestuur, ongeveer 50 myl wes daarvan. En Paulus het daar ontvanklike harte gevind, totdat sommige van die ongelowige Tessalonisense Jode opgedaag en verdere moeilikheid veroorsaak het. En Paulus het toe na Athene uitgevaar, terwyl Silas en Timoteus 'n rukkie agtergebly het, en eers later by hom in Athene aangesluit het. En Paulus wou na Thessalonika terugkeer, om te sien hoe dit met hierdie nuwe bekeerlinge gaan, maar Satan het hom op een of ander manier verhinder, soos 1 Tessalonisense 2 vers 18 vir ons sê. En daarom het hy Timoteus teruggestuur. En alhoewel Handelinge nie sê nie, het Silas moontlik na Filippi teruggegaan en Paulus dan alleen in Athene agtergelaat, as ons kyk na 1 Tessalonisense 3 vers 1 en 2. En albei manne het later weer by Paulus aangesluit nadat hy na Korinthe verhuis het. En Timoteus het goeie nuus oor die gelowiges in Thessalonika gebring, tesame met 'n paar bekommernisse. En Paulus het hom dus teruggestuur met hierdie brief, die eerste brief van die Thessalonisense, wat 6 maande tot 'n jaar nadat Paulus weg is uit Thessalonika geskryf is. En tweede Thessalonisense is 'n paar maande later geskryf. En die kerk het waarskynlik meer onder die nie-Joodse bevolking gegroei as onder die Jode, as ons na 1 Tessalonisense 1 vers 9 kyk. En Paulus spreek sy hartlike dank aan God uit vir hulle bekering, maar as gevolg van Timoteus se verslag van sommige aanvalle op Paulus deur die Jode, het Paulus verplig gevoel om sy gedrag en motiewe te verdedig toe hy by hulle was, sal ons in hoofstuk 2 vers 1 tot 12 sien. En hy was ook bekommerd omdat die Tessalonisense voortdurende vervolging ervaar het, en dit nogal meestal van die Jode af, soos ons in hoofstuk 2 vers 14 tot 16 en hoofstuk 3 vers 3 tot 5 sien. En hy wil seker maak dat hulle standvastig bly. En Timoteus het ook aan Paulus bekommernisse gerapporteer oor die Tessalonisense se verwarring oor sommige sake wat verband hou met die Here se wederkoms. Sommige het opgehou werk omdat hulle gedink het dat Christus se wederkoms so naby was, soos ons in hoofstuk 4 vers 11 en 12 en weer in 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 13 sien. En ander het uitermate getreur omdat sommige van hulle geliefdes gesterf het en onseker was oor wat sou gebeur met diegene wat gesterf het voor die Here se wederkoms. En daar was ook verwarring oor die gebeure rondom die sogenaamde dag van die Here. Soveel van beide 1 en 2 Tessalonisense fokus op laaste tye kwessies. En daar is verskeie maniere om enige Bybelboek op te deel of te ontleed. John Stott in sy Message of 1 and 2 of 1 and 2 Thessalonians stel voor dat die boek vanuit die perspektief van die kerk en die evangelie ontleed word of opgedeel word. En hy sê dat Paulus wys hoe die evangelie die kerk skep en die kerk die evangelie versprei en hoe die evangelie die kerk vorm. En sy uiteensetting is as volg. Hy sê, eerstens is die Christelike evangelisasie, hoe die kerk die evangelie versprei in hoofstuk 1, die eerste 10 verse, en dan die Christelike bediening, hoe pastore beide die evangelie in die kerk dien, in hoofstuk 2 vers 1 tot hoofstuk 3 vers 13,
En dan derdens die Christelike gedrag, hoe die kerk volgens die evangelie moet leef, hoofstuk 4, die eerste 12 verse. Dan vierdens die Christelike hoop, hoe die evangelie die kerk moet inspireer, hoofstuk 4 vers 13 tot hoofstuk 5 vers 11. Dan vyftens die Christelike gemeenskap, hoe om 'n evangelie kerk te wees, hoofstuk 5 vers 12 tot 28. Maar my uiteensetting kry ek by 'n paar ander mense en ek sal die boek in 2 dele verdeel. Eerste Paulus se persoonlike belangstelling in die Tessalonisense en sy praktiese instruksie vir hulle. En dan eerstens is die aanhef in hoofstuk 1 vers 1 en dan Paulus se persoonlike belangstelling in die Tessalonisense van vers 2 tot hoofstuk 3 vers 13 wat dan opgedeel is in sy belangstelling getoon deur sy gebede vir hulle, verse 2 tot 10, sy belangstelling getoon deur sy vorige gedrag met hulle, hoofstuk 2 vers 1 tot 16, en daaronder weer, hy het nie net die evangelie aan hulle meegedeel nie, maar ook sy eie lewe, in verse 1 tot 8 van hoofstuk 2, en dan verse 9 tot 12 van hoofstuk 2, sy gedrag het die waarheid van die evangelie versterk, en dan gevolglik, nommer 3, het hulle sy boodskap as die woord van God ontvang, wat hulle in staat gestel het om vervolging te verduur, in hoofstuk 2 verse 13 tot 16, en dan sien sy belangstelling het getoon deur sy huidige besorgdheid oor hulle, en dit is hoofstuk 2 vers 17 tot 3 vers 13, en dan onder dit Paulus se praktiese instruksies vir die Tessalonisense, wat ons in hoofstuk 4 vers 1 tot hoofstuk 5 vers 22 kry, wat opgedeel is in instruksies rakende Christelike gedrag, verse 1 tot 12 van hoofstuk 4, en dit word opgedeel in morele reinheid, verse 1 tot 8, en liefde vir broeders, verse 9 tot 12, en dan sy instruksies rakende Christene wat gesterf het, verse 13 tot 18 van hoofstuk 4, dan instruksies rakende die dag van die Here, hoofstuk 5 vers 1 tot 11, instruksies rakende gedrag in die kerk, hoofstuk 5 vers 12 tot 22, wat opgedeel is die kerk se verhouding teenoor die leiers, verse 12 tot 13, die leiers se bediening teenoor die kerk, vers 14-15, die kerk se praktyk van vreugde, gebed en dankbaarheid, vers 16 tot 18, die kerk se praktyk teenoor die gees, profesie en geestelike onderskeidingsvermoë, verse 19 tot 22. En dan die gevolgtrekking van vers 23 tot 28, die gebed vir hulle heiligmaking, vers 23, die bemoediging rakende die Godse getrouheid, vers 24, Paulus se versoek vir hulle gebede, vers 25, Christelike groete, vers 26, openbare voorlesing van hierdie brief, vers 27, en gebed dat die Here se genade met hulle sal wees, vers 28. En nou ja, dit was nou 'n hele mondvol, meer as 'n mondvol. En dit is moeilik om te weet hoeveel om in hierdie eerste boodskap in te sluit, aangesien na Paulus se groet, sy eerste sin van vers 2 tot vers 5 strek, een sin oor hierdie 4 verse. Maar daar is te veel om in daardie verse te dek vir een boodskap. Dus so ek beperk my vanmôre dan net tot die eerste 2 verse waar ons leer dat die kerk wat 'n impak maak, bestaan uit mense wat deur die evangelie verander is. En ek wil hê ons moet op 2 dinge let. Eerstens, die kerk wat 'n impak maak, is 'n plaaslike gemeenskap van mense wat in God, die Vader en die Here Jesus Christus is deur die krag van die Heilige Gees. In Tessalonisense 1 vers 1 sê Paulus en Silwanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dan wil ek hê ons moet net vinnig let op die eerste deel van vers 5 ook, wat hy sê, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. En opvallend afwesig in hierdie groet is Paulus se identifikasie van homself as apostel, wat hy in al sy ander briewe gebruik, behalwe vir 2 Tessalonisense en Filippense. En blykbaar het hy nie 'n behoefte gevoel om hierdie jong kerk aan sy apostoliese gesag te herinner nie. En Paulus sluit Silas en Timoteus in. Silwanus is die Latynse vorm van Silas, wat saam met hom was by die stigting van die kerk. En hulle het moontlik 'n rol by Paulus gespeel in die skryf van hierdie brief, soos blyk uit die gereelde gebruik van die eerste persoon meervoud,
soos ons in vers 2 en 3 en 5 en 6 en 8 en 9 en ook in hoofstuk 2 vers 1 en 2 en nog ander verse sien. Hoewel Paulus hoofsaaklik verantwoordelik was vir die inhoud. So as hy van ons praat, beteken dit nie, dis die ander wat dit skryf nie. Miskien het hy hulle ingesluit van wie hulle hulp met die stigting van die kerk. En Silas was 'n Joodse gelowige en 'n begaafde profeet, wat die apostels in Jerusalem aangestel het om die opdragte van die Jerusalemse raad na Antiochië oor te dra, soos ons in Handelinge 15 vers 22 tot 35 leer. En Paulus het Silas gekies om hom op sy tweede sendingreis te vergesel nadat hy en Barnabas 'n rusie oor Markus gehad het. En Timotheus was 'n jongman van Lystra wat 'n nie-Joodse vader en 'n Joodse moeder gehad het, soos Handelinge 16 vers 1 tot 3 vir ons verduidelik. En hy het soos 'n getroue seun in die geloof vir Paulus geword. En hy het Paulus op sendingreise vergesel en Paulus het hom op verskeie pastorale opdragte gestuur. En Lukas noem nie Timotheus in die verslag van die stigting van hierdie kerk in Handelinge 17 nie, maar hy was voor en ook later saam met Paulus op dieselfde reis. En aangesien Paulus sy naam in die aanhef insluit, kan ons dan aanvaar dat hy 'n rol gespeel het in die bring van die evangelie na hierdie stad. En Paulus rig die brief aan die gemeente van die Tessalonisense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. En die etymologie van die Griekse woord vir gemeente beteken letterlik uitgeroepenis. Maar dit is wyd gebruik om te verwys na verskeie vergaderings van mense, beide godsdienstig en sekulêr. Maar dit word 'n paar keer gebruik om na Israel as God se volk te verwys, soos ons sien in Deuteronomium 4 vers 10 en 23 vers 2, in Handelinge 7 vers 38, en Hebreërs 12 vers 2, met verwysing na Psalm 22 vers 22. Maar in die Nuwe Testament verwys dit spesifiek na die een liggaam van Christus, wat op Pinksterdag begin het, bestaande uit wedergebore Jode en heidene, soos Galasiërs 3 vers 28 dit sê. In die Nuwe Testament kan kerk gebruik word om alle Christene oral te beskryf, met ander woorde die universele kerk, of dit kan so klein as 'n plaaslike gemeente verwys wat gewoonlik aangewys word deur die stad waar die gelowiges woon. En hierdie verduideliking kom uit The Church, The Gospel Made Visible, van Mark Dever, en hy skryf verder daarin, die kerk moet as belangrik vir Christene beskou word, vanweë die belangrikheid daarvan vir Christus. Want Christus het die kerk gestig, soos Matteus 16 vers 18 sê, dit met sy bloed gekoop volgens Handelinge 20 vers 28 en identifiseer homself intiem daarmee, Handelinge 9 vers 4. Dan sê die kerk is die liggaam van Christus en dan verwys hy na 1 Korintiërs 12 vers 12 en vers 27, Efesiërs 1 vers 22 en 23 en hoofstuk 4 vers 15, vers 12, hoofstuk 5 vers 20 tot 30, Kolossense 1 vers 18 en 24 en Kolossense 3 vers 15. En dan sê dit wys ook dat dit is die woonplek van sy gees, volgens 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17 en Efesiërs 2 vers 18 en 22 en Efesiërs 4 vers 4, en die hoofse instrument vir die verheerliking van God in die wêreld, volgens Jesegiel 36, 22 tot 38 en Efesiërs 3 vers 10. En dan sê hy laastens, die kerk is God se instrument om beide die evangelie na die nasies en 'n groot menigte verloste mensdom na homself te bring. Soos ons in Lukas 24, 46 tot 48 en Openbaring 5 vers 9 sien. En die onderskeidende aspek van Paulus se melding van die kerk in ons teks is dat dit in God die Vader en die Here Jesus Christus is. En om na die kerk te verwys as in God, eerder as die kerk van God, is ongewoon in Paulus se geskrifte. En ons moet dit waarskynlik op dieselfde manier verstaan as wat ons in Christus sal wees. 'n gunsteling benaming wat Paulus gebruik. En die betekenis dat ons volledig met hom identifiseer, is wat dit basies beteken. So ons is organies in hom, soos die loot in die wingerdstok is, soos Jesus in Johannes 15 vers 1 tot 6 sê, of soos Paulus is geskryf in Kolossense 3 vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En ook om God as Vader te ken, is 'n kenmerk van die Nuwe Testamentiese Christendom. En in sy klassieke werk Knowing God, vra J.I. Packer, wat is 'n Christen?
En dan antwoord hy sê, die vraag kan op baie maniere beantwoord word, maar die rykste antwoord wat ek ken, is dat 'n Christen iemand is wat God as sy Vader het. En dan voeg hy op bladsy 182 by, jy som die hele Nuwe Testamentiese leer in 'n enkele frase op as jy daarvan praat as 'n openbaring van die vaderskap van die heilige Skepper. Op dieselfde manier som jy die hele Nuwe Testamentiese godsdiens op as jy dit beskryf as die kennis van God as 'n mens se heilige Vader. En as jy wil oordeel hoe goed 'n persoon die Christendom verstaan, vind uit hoeveel hy van die gedagte maak om God se kind te wees en God as sy Vader te hê. As dit nie die gedagte is wat sy aanbidding en gebede en sy hele lewensuitkyk aanspoor en beheer nie, beteken dit dat hy die Christendom glad nie baie goed verstaan nie. En van die vroegste stadium van ons Christelike lewe af, behoort God ons om as ons Vader te ken. Want hy het ons lief en hy sorg vir ons baie meer as wat enige aardse vader ooit doen. En die feit dat Paulus God die Vader en die Here Jesus Christus onder 'n enkele voorsetsel noem, toon dat hy hierdie nuwe gelowiges van beide Joodse en heidense agtergronde reeds oor die godheid van Jesus geleer het. Want om Jesus Here te noem was om die Ou Testamentiese naam Yahweh, die God van Israel, van hom te gebruik. So Stott in sy boek sê op bladsy 27, reeds binne 20 jaar na die dood en opstanding van Jesus, is die koppeling van die Vader en die Seun as gelyk is die universele geloof van die kerk. Om God die Vader en die Here Jesus Christus te onderskei, toon dat hulle twee persone is. Die Here verwys na sy godheid, Jesus na sy menslikheid en Christus na sy amp as die beloofde gesalfde verlosser van God se mense. En ook in verse 5 tot 6 noem Paulus die Heilige Gees, wie se krag die evangelie op die harte van die Tessalonisense toegepas het, blyk uit hulle vreugde te midde van baie vervolging. En dus in sy kort tydjie met hierdie nuwe gelowiges het Paulus hulle gegrond in die leer van die drie-eenheid, insluitende die godheid van Jesus Christus. Die feit dat hy nie hier stop om dit noukeuriger te verduidelik nie, wys dat hy aangeneem het dat hulle hom sou volg. En Paulus voeg ook by genade vir julle en vrede. Genade, die Griekse woord charis, is 'n variasie van die normale Griekse groet chadien, wat verbly julle beteken. So die kern van die evangelie is dat God se genade of onverdiende guns aan sondaars verleen word. En omdat Christus die straf vir al ons sondes aan die kruis betaal het, is God se heilige geregtigheid bevredig, sodat hy 'n vrye vergifnis aan sondaars kan verleen wat dit sal ontvang. En toe Moses gevra het vir God om sy heerlikheid te openbaar, het die Here geantwoord in Eksodus 33 vers 18, ek sal genadig wees oor wie ek genadig wil wees, en ek sal barmhartigheid betoon oor wie ek barmhartigheid wil betoon. Om genadig te bewys, of om genadig te wees, is wie God is. En vrede was die normale Hebreëse groet, shalom. En ons het vrede met God, omdat hy ons genadig is in Christus, wat die versperring van die skeidsmuur afgebreek het, en die verordeninge wat vyandig teenoor ons was, afgeskaf het. Soos Efesiërs 2 vers 14 en 15 en Kolossense 2 vers 14 ook vir ons leer. So die hoofgedagte hier is dus dat die kerk nie 'n groot gebou is nie, dis nie 'n georganiseerde godsdienstige sosiale klub wat goeie dade doen nie. Inteendeel, die kerk is 'n plaaslike gemeenskap van mense wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is deur die krag van die Heilige Gees. Dit is mense wat deur die evangelie verander is, wat nou met mekaar verenig is en onderskei word van die wêreld, omdat hulle almal in God en in Christus is. En dit lei dan tot die tweede idee van dat die kerk wat 'n impak maak, is die werk van God, nie van mense nie. En Tessalonisense 1 vers 2 sê, ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En waarom dank Paulus God eerder as om die Tessalonisense te prys vir hulle wyse besluite om in Christus te glo? Hy gee die antwoord in vers 4, hy sê, hy dank God omdat hy die gelowiges in Tessalonika vir redding gekies het. In vers 5 voeg hy by dat hulle redding deur die evangelie te danke was aan die krag van die Heilige Gees. Soos Jesus vir Nicodemus gesê het in Johannes 3, is dit nie 'n saak van godsdienstige nakoming van of om God se koninkryk te wees nie, soos die Fariseërs gedink het nie.
maar dit hang eerder af van die soewereine werking van die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Dit is die konsekwente leer van die Nuwe Testament. Byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 31 beklemtoon Paulus God se keuse van hulle afgesien van enige menslike kwalifikasies wat hulle besit het, en hy sê dit as volg: want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wysheid te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. En ons sal dit verder oorweeg wanneer ons 1 Tessalonisense 1 vers 4 bestudeer, maar vir nou eers vra jouself die vraag af: het God my hart verander van ongeloof na geloof in Jesus Christus? Het hy my begeertes verander van wêreldse strewes na die soeke na eers sy koninkryk en geregtigheid, soos Matteus 6 vers 33 sê? Het hy my doel verander van die soeke na my eer na die soeke van sy eer, soos 1 Korintiërs 10 vers 31 leer? Het hy my fokus verander van die begeerte om myself te behaag na die begeerte om hom te behaag, soos Romeine 15 vers 2 en 3 sê, of Kolossense 1 vers 10? Het hy my verander van die liefde vir die duisternis en die haat van die lig na die liefde vir die lig en die haat van die duisternis, soos Johannes 3 vers 19 en tot 21 vir ons sê. Met ander woorde, ware Christendom is nie 'n morele verbeteringsprojek waaraan enige iemand kan werk as hulle die regte doelwitte stel en die regte metodes gebruik. Dit gaan eerder oor die oorgang van die dood na die lewe, soos Efesiërs 2 vers 1 tot 6 sê, van blindheid na lig, volgens Johannes 8 vers 12 en 9 vers 1 tot 41, en van hardheid na teerheid van hart, soos Efesiërs 4 vers 17 tot 24 leer. Slegs God, deur die lewensgewende krag van die Heilige Gees, kan dit doen. En ek wil afsluit. Pastoor Darryl Gustafson het geskryf in sy Biblical Counseling Training Newsletter in Junie 2016, het gesê beraders reg oor die FSA sê dat 75% van diegene wat vir berading kom, dink dat hulle Christene is, maar nie bekeer is nie. En ek dink, dit is as gevolg van 'n swak evangelie, gesentreer op hoe God jou probleme kan oplos en jou gelukkig kan maak, eerder as op hoe God 'n verlosser van sonde en oordeel voorsien het. En daarom is daar baie in evangeliese kerke wat dink hulle is gered, maar nie is nie. Hulle het die pleidooi vir 'n oorvloedige lewe gehoor en gebid om Jesus te ontvang. Maar hulle is nooit van hulle sondes oortuig nie. Hulle het hulle bekeer, of die vraag is, het hulle bekering het werklik op Christus vertrou? Nee. Vir die kerk om impak te maak, moet ons 'n kerk wees waar ons almal deur die krag van God, deur die evangelie verander is. En ons sal meer sien van wat dit beteken in die res van 1 Tessalonisense 1 soos ons voortgaan deur die boek. Maar die belangrikste ding om te antwoord is, het God my hart verander deur my in staat te stel om op Jesus Christus te vertrou as my enigste hoop op die ewige lewe. Soos Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef. Of as julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Geliefdes, as ons 'n impak op ons stad of ons dorp of waar ons ook al is wil maak, moet ons lewens onderskei word van die rondom ons. Ons moet anders lyk, ons moet lewens hê wat deur die evangelie verander is. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike boodskap. Here, en al wat ons vra vanmôre is verander ons lewens, dat ons anders lyk as ander, sodat ons waarlik 'n impak op die wêreld rondom ons kan hê. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle geluister het na die boodskap. Mag dit vir julle inspirasie wees. Mag julle ook tot God bid, as dit nog nie so is in jou lewe, so manifesteer nie,
dat God jou sal verander, van binne af 'n nuwe lewe sal gee, sodat julle in die geloof as en Christus in julle is en julle in Christus is, sodat julle ook 'n impak kan maak. Mag julle wonderlike Christus gevulde dag en 'n Christus gevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer by mekaar om verder voort te gaan in hierdie eerste brief aan die kerk in Thessalonika. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.